Ons gaan vierhoeke identifiseer deur te kyk na sowel die sye as die hoeke. Enige vierhoek kan as 'n parallelogram geïdentifiseer word, 'n unieke parallelogram, op die volgende 4 maniere. So, indien beide pare teenoorstaande hoeke gelyk is, met ander woorde, indien hierdie hoek gelyk is aan die ander teenoorstaande hoek, sowel as indien hierdie teenoorstaande hoeke gelyk is, dan het ons genoeg inligting om hierdie uniek as 'n parallelogram te klassifiseer. So enige vierhoek met 2 pare hoeke, teenoorstaande hoeke wat gelyk is 'n parallelogram. Tweedens kyk ons na die situasie waar beide pare teenoorstaande sye gelyk is. So indien hierdie sy en hierdie sy gelyk is, sowel as indien hierdie sy en hierdie sy gelyk is, dan sal hier so 'n vierhoek altyd 'n parallelogram wees. So dit is genoeg inligting om dit as 'n parallelogram te klassifiseer. Derdens kyk ons wanneer beide pare teenoorstaande sye parallel is. So, indien hierdie sy parallel is aan hierdie sy, sowel as indien hierdie sy en hierdie sy parallel is, dan het ons ook genoeg inligting om dit as 'n parallelogram te klassifiseer. So enige vierhoek met 2 pare teenoorstaande sye wat parallel is 'n parallelogram. Die laaste moontlikheid is wanneer een paar teenoorstaande sye gelyk is. So, wanneer een paar teenoorstaande sye gelyk is, as ook parallel is. So, indien dit nie net gelyk is nie, maar ook parallel, dan is dit genoeg inligting om enige vierhoek as 'n parallelogram te identifiseer. Volgende kyk ons na die maniere hoe 'n vierhoek geklassifiseer kan word as 'n ruit. Eerstens, indien dit 4 gelyke sye het, so indien al 4 die sye gelyk is, kan ons enige so vierhoek uniek klassifiseer as 'n ruit. Tweedens, as beide pare teenoorstaande hoeke gelyk is, so indien hierdie paar hoeke gelyk is, en indien die ander teenoorstaande hoeke gelyk is, en 'n paar aangrensende sye gelyk is. So ook indien hierdie paar aangrensende sye gelyk is. So beide pare teenoorstaande hoeke is gelyk en ten minste een paar aangrensende
sye is gelyk. Ons kon natuurlik ook 'n ander paar aangrensende sye gekies het, soos hierdie. Hulle is aangrensend, beteken reg langs mekaar. Met ander woorde, hulle raak mekaar. Hierdie sy hier en hierdie sy hier is nie aangrensend nie, want hulle raak mekaar glad nie. Maar hierdie sy en hierdie sy raak mekaar. Ons derde moontlikheid is wanneer beide pare sye parallel is. So wanneer hierdie sy parallel is aan hierdie sy, as ook indien hierdie sy parallel is aan hierdie sy, so beide paar sy is parallel aan mekaar. As ook indien ons 'n paar aangrensende sye het wat gelyk is. So soortgelyk aan in geval 2 het ons weer 'n paar aangrensende sye nodig wat gelyk is. So hierdie sye is aangrensend want hulle ontmoet mekaar. Hierdie sy sal nie aangrensend aan hierdie sy wees nie, want hulle raak nie eers aan mekaar nie. Ons kon ook natuurlik byvoorbeeld hierdie as die ander aangrensende sy gekies het, solank daar een aangrensende sy is. Die vierde moontlikheid is wanneer een paar teenoorstaande sye gelyk is. So ons het een paar teenoorstaande sye wat gelyk is en parallel is. So is nie net gelyk nie, maar ook parallel. As ook 'n paar aangrensende sye wat gelyk is. So ons het nie net teenoorstaande sye nie, maar daar moet ook 'n paar aangrensende sye gelyk is, soos byvoorbeeld hierdie is aangrensende sye. So met ander woorde, ons het hier ten minste 3 sye nodig wat gelyk is aan mekaar. Dan kan ons hierdie vierhoek uniek identifiseer as 'n ruit. Wanneer kan ons 'n vierhoek as 'n reghoek klassifiseer? Daar's 4 verskillende gevalle. Die eerste is wanneer die vierhoek 4 regte hoeke het. Met ander woorde 4 hoeke van 90 grade. So met ander woorde, elkeen van die hoeke is 90 grade. Tweede geval is wanneer beide pare teenoorstaande sye parallel is. So ons het beide teenoorstaande paar sye parallel aan mekaar en ons het ten minste een regte hoek. So enige een van die hoeke is 'n 90 grade hoek. So dit kon enige van die ander hoeke ook gewees het. Derdens is wanneer beide pare teenoorstaande sye gelyk is. So wanneer hierdie paar sye gelyk is, sowel as indien hierdie paar sye gelyk is, en ons weer eens 'n regte hoek het vir ten minste een hoek. Dit kon ook natuurlik een van die ander hoeke gewees het. Die laaste geval waar enige vierhoek reghoek sal wees, is wanneer een paar teenoorstaande sye gelyk is. Ons sê hierdie paar is gelyk, sowel as parallel is. So is nie net gelyk nie,
dit is ook parallel. En dit het ook 'n regte hoek, ten minste een regte hoek. Het kon natuurlik enige een van die hoeke gewees het. Dan sal so 'n vierhoek beslis 'n reghoek wees. Wanneer kan 'n vierhoek as 'n vierkant geklassifiseer word? Daar is twee moontlikhede hierso. Eerstens het ons 4 gelyke sye nodig. So al 4 die sye is gelyk aan mekaar. En dan het ons ook 'n regte hoek nodig. Hoek van 90 grade. Dit kon natuurlik enige een van die ander 3 hoeke ook gewees het. In enige so geval sal hierdie vierhoek 'n vierkant uniek identifiseer. Die tweede manier hoe 'n vierkant uniek geïdentifiseer kan word, is wanneer ons 'n vierhoek het met 4 regte hoeke. So met ander woorde, al 4 die hoeke is 90 grade hoeke. En ons het 'n paar aangrensende sye wat gelyk is. So hierdie en hierdie sy is aangrensend want hulle ontmoet mekaar. Natuurlik die teenoorstaande sy is nie aangrensend nie want hierdie twee lyne ontmoet nie mekaar direk nie. Natuurlik kon ons enige ander paar aangrensende sy gehad het, soos byvoorbeeld hierdie. Wanneer kan 'n vierhoek as 'n vleer geklassifiseer word, uniek as 'n vleer geklassifiseer word? Daar's net een scenario. En dit is as indien 'n twee pare aangrensende sye het wat gelyk is. So hierdie is 'n paar aangrensende sye want hulle ontmoet mekaar, so dis een paar en ons het nog 'n paar aangrensende sye nodig wat gelyk is. Hierdie is ons ander paar wat gelyk is want hulle ontmoet ook mekaar. So 'n vleer is maklik, daar is net een manier waar 'n vierhoek op 'n vleer as 'n vleer uniek geïdentifiseer kan word. Wanneer kan ons 'n vierhoek uniek klassifiseer as 'n trapezium? Die eerste geval is wanneer ons een paar parallelle sye het. Die tweede geval is indien ons aangrensende hoeke het wat supplementêr is. So met ander woorde, hierdie hoek plus hierdie hoek moet saam 180 grade wees. As ons dit bymekaar tel, so dit kan sê maar hierdie hoek kan 120 wees. Sê hierdie hoek is 120 en hierdie hoek is 60 grade. Of hierdie hoek kon 140 wees, dan moet hierdie hoek 40 grade wees. In steede van hierdie twee hoeke kon ons ook natuurlik twee ander aangrensende hoeke gekry het wat supplementêr is. So byvoorbeeld ons kon hierdie een en hierdie ene saam bymekaar getel het om 180 te kry.